Goeiemôre, dis 6 uur op hierdie Saterdag. 'n Mens kan sien, die seisoen is besig om te draai. As ek hier was, net 'n paar weke terug, 6 uur die oggend, dan is die son al opgewees, 'n hele ruk al, en ons het gesweet soos gypsies met 'n mortgage. Maar vanoggend is dit nog nou alright. Het is nou net so 73 grade, maar dit gaan maar vandag stiekie en warm word. Maar ek kom sê 'n bietjie nog weermag memory. Nou my weermag memory wat ek vandag sê, so dat ek 'n bietjie 'n sitplek van, is in die US military. Ek is daar by basiese opleiding, Fort Sill in Oklahoma in 2009. Ek was 41 jaar oud. En nou is ek in basis. En daar ek moes oorbegin as 'n private hier in Amerika. En nou sit ek, nou kom ek aan, nou begin die drill sergeants my so skeef aankyk. Want hier's ek as 'n ou buddy, lank al silwerhare gehad, ek het dit al van vroeg af gehad, maar lank al silwerhare. Nou wonder hulle, wat gaan hier aan? Hoekom is hierdie ou so oud en hy sien basiese opleiding? Nie net dit nie, ek is mos skerp, want ek was amper 22 jaar in die SAW gewees. Kom net uit die SAW uit. So ek mos nog dissipline en alles. En nou, eendag kom die drill sergeant by my. Hy kyk my so, hy sê, "Who planted you here?" Ek sê, "What you mean?" Hy sê, "Nee, iets is nie reg nie. Hy dink ek is 'n majoor van die Pentagon, en hulle het my hier geplant, om te kyk of hulle training en alles reg doen, en so aan. Hulle het my met undercover private gemaak, en my hier kom plant, en kyk. Ek sê vir hom, "Nee man, ek is aan selfs as die troepe, ek kan hoor, ek kan nie eens behoorlik Engels praat nie, hoe moet ek van die Pentagon af wees? Ek's 'n immigrant." Hy sê, "Okay, hy aanvaar dit toe maar so." Maar jy kan sien, iets is nie reg, en sê, hy is nog steeds uncomfortable. Later moet ons papiere invul, seker so 'n paar weke in, moet ons papiere invul. Op die een vraag op die papier, "Do you have any prior military service?" Nou kan ek mos nie lieg nie. Nou skryf ek daar, 22 jaar diens, en ek was 'n lieutenant colonel in die SAW. Oh my soul, toe hulle die papiere lees. Nou eers collect hulle al die papiere, my drill sergeant collect die papiere, hy sê jy alles nie, hy collect dit almal se papiere. Nou sit ons daar in die klas, nou begin hy daar van bo, nou gaan hy so deur die papiere, scan hy so deur, kyk of almal alles ingevul het, jy weet, al die blokkies, al die lyne en alles, voordat dit nou vat vir die headquarters, vir die commandant of die luitenant-kolonel, in te gaan gee moet, en eers check of alles volledig is. En hy gaan so scan, en skielik stop hy. En hy kyk weer af, en hy kyk so op, en hy kyk reguit na my toe, en hy kyk weer af. So sê ek, okay, nou het hy my papier daar. Hy staan daar op. "Come here, private colonel." Hy sê, nou maak alles sens vir hom. Waar was jy? Moes ek nou vertel van die SA lugmag en die SA leer en so aan. Kyk my maar, toe versprei dit soos 'n veldbrand onder die drill sergeants. Maar, ten minste, hulle het my nie anders te behandel, special preferential treatment of nie. Inteendeel, hulle kap my altyd, "Jy moet mos van beter weet, jy's 'n kolonel gewees." So, dit was nogal funny, die dag, dat hy uitdruk om sy gesig te sien. Dis my memory vir vandag. Cheers, sien julle later.